Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Het is lekker om terug te wees. En dit is 'n nuwe maand. Dit is Oktober maand. Ons is happy 2 maande oor, dan is dit die einde van hierdie jaar. Jy kan nie glo nie. Ek mean, I just cannot believe, but it's real. It's so real soos dit is waar. So, ons maak ons gereed vir die einde van die jaar. Mense kla al, hulle is moeg. En dit is nie noodwendig 'n week moeg van nie gewerk nie. Dit is 'n jaar moeg. Maar kom ek sê vir julle mense, hierdie jaar het gevlieg. Ons het hierdie jaar gepraat oor die boek van Rut die hele jaar deur. Maar vandag toe ek my reg kry vir hierdie boodskap, het ek gevoel die Heilige Gees het vir my iets anders gesê wat ek vandag saam met die volk gaan deel. En Rut in die boek van Rut is mense, as ek vir julle sê, dis diep, moenie laat ek 'n grap maak nie. Ek is selfs besig om 'n boek te skryf oor Rut. So ja, ek sal julle sê wanneer dit gaan klaar wees, ek is nie seker, dit gaan nog 'n tydjie vat, want dis diep. So, ek wil vandag praat oor Johannes 5, ek wil praat oor die man, en ek is seker, as die Here 'n woord gee, dan beteken dit is vir ons. Daar's mense op hierdie platform wat hierdie woord nodig het. Daar is 'n dame, iewers ek dink in die Noordwes, wat met my gepraat het oor how to break bloodline curses. Ek het nie vergeet van u nie, ek gaan terugkom na u toe. Ons is net 'n bietjie rof in die Kaap, het gaan woes in die Kaap, maar ek gaan terugkom na u toe, en ek beloof, ek sal met u kontak maak. Ek wil praat vandag oor die wonderwerk. Die Bybel sê in Johannes 5, praat hy van die genesing van die man by die bad van Bethesda, en ons almal ken die storie. Ons almal weet, daar was 'n bad wat naby die sheep gate was daar 'n bad, en dit was genoem die bad van Bethesda. Ons almal weet dat mense gelê wat siek, blind, verlam was, mense wat die Afrikaanse vertaling sê letterlik mense wat vermink was. En almal het by hierdie bad gelê, en jy kan jouself indink hoe dit moes geklink het, hoe dit moet gelyk het. Die gekreun, die geween, die gepleit letterlik. So jy kan jouself indink, 2018 was ek by hierdie bad in Israel, en ja, dit is nie 'n bad soos wat ek en jy dink, dit is hierdie diep, ek wil amper sê spelonke, diep geboude, vierhoekige shapes, maar is bitter diep af, is baie diep af. Dit is hoe dit gelyk het. Dit was nie 'n bad wat ek en jy nou dink, dit was soos 'n swembad, dit was nie iets soos dit nie. En hier, daar was mense wat lelik siek was, daar was mense wat regtig waar vermink was, as regtig maar blind was. Die Bybel sê dit so. As ek die prentjie kyk, dan sal ek altyd vir myself sê, Jette, wanneer daar siek mense is en melaats mense is, moet daar vliee wees, daar moet, jy weet wat ek sê, dit lyk nie goed nie. Die mense krap, die mense ween, die mense kerm, dis hy tipe ding wat ek in my kop het. En daar lê 'n man wat
by the way things sound, lê hierdie man amper vir my, so wat ek die ding kan verstaan. En ek sê dit is so, en ek sê, want ek my eie kop, hierdie man lê seker die langste by die pad. En Jesus kom by die pad, en Jesus praat met hom, en hy sê, ek kan nie in die pad kom nie, want as ek probeer in die pad kom, dan het ander mense al klaar, hulle mense gehelp, om in die pad te kom, en hulle het genesing gekry, wanneer die engel natuurlijk die pad geroer het. En hy sê dat, so niemand is hier om my te help nie, maar ultimately kom hy by homself, en hy sê vir homself, maar eindelijk sukkel ek met myself, hy kom by die besef, dat hy sê vir Jesus, ek sukkel in myself, want Jesus het hom 'n vraag gevra. Hy vra vir hom, do you want to get well? Jesus vra vir hom, wil jy genees, wil jy gesond word? En toe Jesus dit vir hom vra, toe sê hy, ek het niemand om my in die bad in te sit nie. Jesus vra vir hom, wil jy genees word? Hy antwoord, ek het niemand om my in die bad te sit nie. In die eerste blik verstaan nie eens met wie hy praat nie, want die man met wie hy praat, het hy nie nodig om genesing, om in 'n bad gegooi te word nie, of gesit te word nie, want hy praat met die man waarvanaf die engel van genesing kom. Maar hy weet dit nie. En hy sê vir Jesus dat, ek het niemand om in die bad te gooi nie. Sy eerste antwoord aan wil jy genees word, is 'n respons van selfbejammering. Is nie 'n respons van, ja, ek wil genees word nie. Is 'n respons van, maar ek het niemand om my in te sit nie. So sy mind is nie, dat hy besef dat, ek staan by genesing nie, ek staan by genade nie. Sy antwoord is heeltemal opposite, maar ek het niemand om my in te gooi nie. Ek verstaan die man, because why, hy weet nie eens met wie hy praat nie. So, sy respond is nie, hy homself is 10-10 despondent, na 38 jaar, so hy verstaan nie wat is besig om te gebeur nie. En hy sê, ek het niemand om my in te gooi nie. Ek leef vir 38 jaar, het 'n lang storieetjie. En op die einde van die dag te sê vir Jesus, maar ek sukkel met myself. En in die moment sê die Bybel dat Jesus sê vir hom, tel op jou bed en loop. En hy word genees buite die bad. Hy het nooit in die bad ingekom nie. Hy het nooit in die water gekom nie. Die engel het nooit die water geroer wat hierdie man in by geval het nie. Wat beteken of ingegooi was, of ingesluk was, of ingeval het nie. Maak nie saak hoe hulle daar ingekom het nie. Die mense moes daar ingekom het, dat hulle het maak, kyk jy gee nie om hoe jy daar inkom nie, dat ek net in die water inkom. Dis ultimately waaroor die hele ding gaan. So hierdie man, Jesus sê vir hom, hy sê, ek sukkel met myself, en kom ek sê vandag vir ons, as kinders van die Here, ons sukkel met geloof, kleekat, ons sukkel om te sê, Here, ek glo dat U my kan genees, en ek glo dit tot op die bitter einde. Partykeer glo ek vandag, maar ek glo dit nie môre nie. Ek glo vandag, maar oor 'n week, dan sê die dokter vir my iets anders, dan glo ek nie meer wat die Here my gesê het nie. Of ek raak aan die dood, en ek glo nie die woord wat God my gegee het nie. Geloof is nie 'n ding vir 'n uur nie. Geloof is 'n ding wat jy moet uit het. Jy moet die ding sien, geloof is, totdat ek die ding in my hand het, totdat hy manifesteer, moet ek nie twyfel in dit wat God gesê het nie. Ek wil vandag vir julle sê, ek het laas genoem, dat ek was in Israel 'n paar weke terug. Dit wat in die Bybel staan is waar, mense. Duisende jare daarna kom ons in die plek van Israel. Mense wat ons lees van Dawid ken nie vir my nie. Dawid het geskrywe van die woord van God. Nooit het Dawid ewens geweet wie gaan die audience wees nie. Nooit het die manne geweet die apostels het nie geweet dat ons gaan in die 20ste eeu gaan ons inkom in die plekke wat hulle het dit geweet nie. So die boek geskrywe buis op wat die Heilige Gees hulle mee gevul het, en die Woord het hulle geskrywe. Ons kom leef dit goeders wat geskrywe was op 'n duisende jare se woord. Kom ons vandag in die wêreld, letterlik die hele wêreld gaan Israel toe, om te gaan beleef wat die Bybel sê. Wat sê ek daarby? Ek sê dat wat die woord sê is die waarheid. End of story. Daar is nie 'n ander woord nie. Die waarheid is die Bybel, en ons kan nou maar sê, die mense kan vir jou sê, dit is 'n storieboek. Kom ek sê vir jou vandag, dit is nie 'n storieboek nie. Jy wat die Here aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, jy weet binne in jou hart, hierdie kan nie 'n Bybel, kan nie 'n storieboek wees nie, want die woord van God is lewendig binne in ons. En ek wil vandag sê, ons dien baie keer die Here, soos wat hierdie man is. Hierdie man sê, maar ek sukkel met myself. Ek kom in die bad nie. Hy weet nie eens. Hy praat met die een wat
Jesus is genesing. Hy is die opstanding. Hy is die lewe. So hy weet nie eens, en baie keer, dan staan ons voor ons deurbraak, maar ek erken nie my deurbraakie. Dis eintlik wat hier gebeur het. Baie keer dan staan ons in die teenwoordigheid van salwing, waar die Here jou wil aanraak, waar jy binne die kerk is, en die salwing van die Here is vaardig. En al wat jy moet doen is, jy moet jou hart oopmaak, jy moet jou gees oopmaak, dat hy salwing jou kan genees, whether it emotionally is, whether it tydelik is, of het nou kanker is, en of het 'n emosionele hartpyn is van iemand wat jy verloor het. Die Here is die genesing van alles. Maar weet jy wat, baie keer, dan kan ek nie ons harte oopmaak om die genesing te ontvang nie. Dan na 'n kragtige uitsorting van die Here se genesingskrag, dan kom jy nog altyd en vra, kan iemand vir my bid? My dierbare, jy moet wakker word. Ons moet wakker word. Wanneer die genesing, wanneer die salwing van die Here in die plekken is, dan moet jy vat wat joune is. Dan moet jy nie nou agterna sê, maar iemand moet vir my bid nie. Nee, die Here is dan daar. Sy krag is dan daar. Sy almag. Jy staan in sy almag. Ek en jy moet by die plek kom waar ons, like the sons of Issachar, the Bible says, they knew the signs of times. Ek en jy moet by die plek kom waar ons die tyd kan lees, ons moet die uur kan lees. Ek en jy moet kan weet, hey, maar die Here is nou hierso, en ek moet nou genesing kry. Maak nie saak wat is hy. Ek moet nou 'n antwoord kry vir my probleem en sê, Here, ek trek af dit wat ek nodig het van U af. Ek trek in my die vrou wat geval het en gesê wat aan bloedvloeiing gelyk. Sy het nooit, Jesus het nie vir haar gekyk en gesê soos wat hy met hierdie man gepraat het en gesê, vandag my kind of my dogter is jy genees. Nee, Jesus het gestap, die skare was om hom, die disippels was om hom. Hier kom 'n vrou van 'n sideline af. Sy is so vol van geloof. Sy sê vas af, ek moet net aan hom raak, ek moet net aan hom raak. Die Bybel sê, sy raak aan hom met hierdie geloof, dat as ek by hom kom, as ek aan hom raak, sal ek genees word, dat Jesus draai om, in te midde van hierdie groot skare en hy vra, wie het aan my geraak? Die disciples sê, maar ons almal is om jou, ons almal is hier. Hy sê, wie het aan my geraak? Want almal wat aan hom geraak het op die moment, het nie geraak met geloof nie, het nie geraak met anticipation nie, hulle het nie geraak met desperaatheid nie, hulle het geraak, betek vir Jesus geprotect, die disciples, anders het gekom met nieuwsgierigheid, almal het gekom om te kyk, wat gaan hier aan? Maar die vrou kom, hierdie spesifieke vrou kom en sy sê, hierdie man kan in hierdie pad afgaan, ek is hier naby hom, en ek gaan nie vandag moet ek genesing kry. Unknowingly, die vrou kom raak vir Jesus aan, sy kry haar genesing onmiddellik, instantaneously. Sy was in die atmosfeer van genesing. Sy was in die atmosfeer van die Here. Vergeet hierdie klomp mense in die gedrom rondom Jesus. Sy het geweet, as ek by hom uitkom, then it's over, then I will get my healing. Dieselfde, Jesus se krag is vaardig in die kerk in die bidure in aanbidding. Maar weet jy wat, dan kan jy nie glo, jy kan nog nie intap om te weet, maar sy genesingskrag is nou hier, laat ek dit beleef en ervaar nou nie. En dit is wat hier gebeur. Die man by die bad van Bethesda, hy praat met genesing, hy praat met lewe, hy praat met die opstanding, en al wat hy sê is, maar ek het niemand om my in te gooi nie. En toe hy finally by sy sinne kom te sê, maar weet julle wat, weet jy wat, ek het eintlik niemand om my in te gooi nie. So hy kom by die understanding, weet jy wat, en dit is eintlik waarna hy kom om te sê, eintlik het ek almal nog geprobeer blame vir my omstandighede, maar eintlik is ek die probleem. Ek sukkel met myself. Ek kan nie by die plek kom dat ek actually in die bad val nie. Die man by die bad van Bethesda lê vir 38 jaar. Was hy verlam? Was hy krepel? Was hy bene af? I don't know. Al wat ek weet, 'n man het gelê by die bad vir 38 jaar, sieklik, kranklik. Hy kon nie by die bad inkom nie. So wat beteken is, hy moes 10-1 verlamming gehad het, of sy bene was dysfunctional, whatever, maar hy kon nie inkom nie, want hy kon homself daar kry nie. So hy kom by die verstand, hy kom by homself en hy sê, ek sukkel met myself. Vergeet gou die mense wat rondom my is. As ek myself kon gehelp het, so ek in elk geval al lankal in die bad gewees het. Maar ek kan nie in die bad kom nie, want ek het 'n probleem met myself. Ek en jy moet by 'n plek in ons lewe kom, waar ons vir die Here sê, niemand is die probleem nie, ek is die probleem. Want het gaan nie baat, ons wil almal rondom ons blame, maar ek sit eintlik met die probleem nie. Ons wil vir almal kwaad wees, en ons het van almal iets te sê, maar eintlik is jy die probleem. Eintlik is ek die probleem. En as ek by die Here kan clean kom en sê, Here, ek het jaloesie in my gees, want 'n bloedlyn vloek. Here, ek wil nie mense moet vooruit gaan nie, want my ma was so, of is 'n ding wat
die ding kom met my ma, you know what I mean? As ek net kan erken, Here, genees my van hierdie gees wat binne in my is, wat nie vir U tevrede stel nie. Genees my, Here, van bitterheid, genees my van haat, genees my van jaloesie, genees my van egbreekpleeg, genees my van hierdie goed. Kom na jouself toe, kom nou, die Bybel sê en Jesus sê, dat tel op, toe hy by die volle waarheid kom van, hy is die probleem, toe sê Jesus van Boeta, tel op jou bed en loop. Dat in die moment toe hy by die waarheid kom, toe kom die waarheid na die waarheid toe en die waarheid genees hom. Ek en jy moet by 'n plek kom, en weet julle wat, die boodskap wat die Heilige Gees my gegee het, vanmôre omtrent hierdie hoofstuk, was dat ons alkeen se tyd van wonderwerk, ons genesing van wonderwerk, gaan vir ons kom. En dit gaan kom wanneer ek in erkentenis staan voor God. My genesing, my wonderwerk is al klaar hierso. Maar ek moet erken, Here, het baat nie, ek gaan almal blame, ek gaan vingers wys, ek gaan vir mense probeer onder die bus gooi, sodat ek kan goed lyk nie. Nee, my dierbare, die Bybel sê, die woord van die Here sê, ek is die weg, ek is die waarheid. Ons kan nie die Here aanbid en dink, ek kan hom aanbid met 'n halwe waarheid nie, of ek wil my broer sleg maak, of ek wil my suster onder die bus gooi, of ek wil almal blameer, behalwe myself. Nee, hierdie ding is 'n persoonlike ding, hierdie evangelie is 'n persoonlike ding. Ek neem 'n by die plek kom waar ons sê, Here, maar ek is die probleem. Ek is die een, Here. Ek sukkel met myself. Ek sukkel om verlossing te kry in myself. En Here, en weet jy wat? Ek sukkel met geloof. Kom ons begin so met daar. Ek sukkel met geloof. Ek kan nie by die plek kom waar ek actually besef, maar Here, U kan my genees nie. Ek het geloof vir 15 minute daarna, dan begin ek wonder ek weer, moet ek 'n bietjie kankerbos drinkie? Moet ek die antibiotika drinkie? Moet ek die hoë bloedpil drinkie? Here, bring my by die plek waar ek regtig waar net in die besefing kan kom, dat Here, maar U is die geneesheer, en U kan my gesond maak, en U kan my verander, as ek in eerlikheid na U toe kom. Ek het jare terug te breek ek 'n boodskap, waar die Heilige Gees in my gees gedrop het, en hy sê, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Ons wil baie keer die certain parte van die Here wil ons jippel. Ek wil die Here dien, maar nie in volle waarheid nie. So ek wil nie die Here dien, maar ek wil 'n consecrated lewe nie. Die waarheid is, ons moet lewe 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe van genesing. Ek praat van emotional mense. Ons moet 'n lewe wat ek nie meer kan doen die dinge wat ek voorheen gedoen het nie. Maar nou sê ek vir myself, nee. Ons kan nie, ek wil nog die lewe geniet. Ek wil nie geleef. Weet jy wat, as jy regtig die Here aanneem, en jy dien regtig die Here, gaan jy sien hoe lekker is om die Here te dien. Dan gaan jy sal nie besef, hoe 'n vryheid en 'n blydskap het is, om actually God te aanbid nie. Maar weet jy wat, ek en jy, omdat ons nog nie heeltemal oorgegee het nie, sal ek sê vir myself, nee, ek wil nog dit probeer, nee my mens, jy sal nooit in die volle waarheid kom op jou waarheid nie. Die volle waarheid is die woord van God. Ek en jy kan alleenlik in die volle waarheid kom as ons in Jesus kom. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jy kan nie waarheid kry buite Jesus nie. Kom, ek sê hy weer. Jy kan nie waarheid kry buite Jesus nie. Jy kan nie op die weg kom buite Jesus nie. Daar is nie 'n ander weg nie. Die duiwel het nie 'n weg nie. Die duiwel se weg is na die vuur oond toe. Die duiwel se weg is na verdrukking toe. Die duiwel se weg is na die hel toe. Dis sy weg. Die weg van die Here is na lewe toe, mense. Kom ons kies lewe vandag. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is lewe. As jy die weg gevind het en jy kom in die volle waarheid van die woord, dan en alleenlik dan kan jy lewe hê. Ons kan hom nie anders hê nie. Die man kom met die besef en hy sê, ek sukkel met myself. Toe hy dit erken, toe antwoord die Here hom. Ek wil vandag vir jou sê, vir my sê, dis die boodskap. Jou wonderwerk is op roete. Jou wonderwerk is op pad. Elkeen van ons staan by 'n plek vandag van 'n wonderwerk. Die vraag is, how bad do you want it? Die vraag is, jou wonderwerk, ek wil amper sê jou wonderwerk hang hier. Hy staan by die deur. Hy's amper by jou. Hy's amper armlengte weg van jou af. As jy kan erken, Here, die fout is ek. Het baat jy blame jou man nie. Het baat jy blame jou vrou nie. Die ding gaan nie werk nie. Jy gaan moet by jouself kom en sê, Here, wat is, want baie keer dink ek is fine. Ek is dit, nee my mens,
waar is jy in die hele prentjie? Jou wonderwerk van genesing, en hier is die deal. Ek en jy wil 'n wonderwerk hê van 'n huis, ons wil 'n wonderwerk hê van 'n kar, ons wil 'n wonderwerk hê van 'n promotion, maar binne in jou vrot jy nog. Ons vrot aan die binnekant. Nee my dierbare, die wonderwerk begin die binnekant. Die wonderwerk gebeur binne in my. My hart moet vernuwe word. Ek moet geloof hê. Ek moet die liefde van God hê. Ek moet die vrugte van die Gees hê. Ek moet verdraagsaamheid. Daai is die goed wat ek gaan koopie. Dis nie ek gaan koopie langmoedigheid in die winkelie. Ek gaan koop nie verdraagsaamheid in die winkelie. Ek gaan koopie patience in die winkelie. Nee my dierbare, die vrugte van die Gees kom deur die woord van God, kom deur my verhouding met God. So as ek die Here wil dien, dan moet hierdie ding van binnekant na buitekant toe verander. So dit baat nie ek wil 'n groot huis hê, maar ek vrot aan die binnekant nie. Want weet jy wat? Al gee die Here jou die huis en jy het nie die diepte van God se woord nie, gaan jy net na die huis, gaan jy 5 minute daar binne kan bly, gaan jy besef, nou madam, ek moet nou 'n ander huis kry, van hierdie huis se badkamer lyk vir my reggie. Jy is ondankbaar, ons raak ondankbaar van ons God, ek en jy moet kom, waar ons by die besef kom, Here, alles wat ek het in die eerste plek, kom van U af, nommer 1, nommer 2, en alles wat ek het, is 'n geskenk van U. Jou werk en jou geld het nie sy huis gekoop. Weet jy wat, is die guns van die Here, want in die eerste plek het die Here jou wakker gemaak, en vir my wakker gemaak, om te gaan werk, sodat hy vir ons kan seën met dit wat ons het. As jou 10de betaal, my mens, as jou 10de betaal, sal die sluise van die hemel vir jou in elk geval oopgaan. Kom ek sê vir jou 10de, gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor jou gehoorsaamheid aan God. So jou 10de kan nie vir jou 'n huis koop nie, jou 10de kan nie, maar jou gehoorsaamheid kan God dit vir dat verander. Kan God jou lot verander, en dis waar ons, so die kalkulasie van God en my, is nie dieselfde nie my mens, ek wil hom kalkuleer in die vlees, hy gaan nie werk nie, Here, die mense het niemand meer in die bad gegooi nie, die mense, help met hulle families, die engel het gekom, die engel het nie van my gekykkie, die engel het my ge-ignore, die is my waarheid, die volle waarheid is, waar is jy? Here, ek sukkel met myself. As ek hier kan kom, as ek in die Gees kan antwoord, kan die Here my antwoord. So die wonderwerk is by die deur. Die wonderwerk, party van ons staan binne in die wonderwerk. Jy en ek, en hoor my, en ek praat nou met ons almal met my included. Kom ek sê vir jou vandag, kind van God, ek en jy was al in salwing, was al onder salwing, was al in die teenwoordigheid van God, waar jou genesing gekom het, maar omdat jou geloof nie ingestel was nie, het die ding verby jou gegaan. Jy was al in die wonderwerk, waar die Here jou deurbrak, alles wat jy verloor het, die Here wil dit vir jou herstel, maar jy en ek was nie wakker in die moment nie, ons het die moment verby ons laat gaan, en ons het 'n wonderwerk gemis, maar die Here sê, ek is 'n God van genade, en ek wil vandag sê, ons moet wakker word, ons kan nie slaap wees, die koms van die Here is naby dierbaar is, ons moet wakker word in die huis van die Here, ons moet wakker word in die Gees, en ek praat nie van wakker word, môreoggend 5 uur wanneer jy moet gaan werkie, ek praat nie van hy wakker word nie, ek praat van ons moet wakker word, die Bybel sê ons moet nugter dink, ons moet waaksaam wees, hy sê ons moet nie net bid nie, ons moet waak en bid, wat betekende ek moet wakker wees terwyl ek bid, betekende ek waak, terwyl ek vir my kinders bid, waak ek oor hulle lewe, terwyl ek vir my huwelik bid, waak ek oor my huwelik, terwyl ek vir my besigheid bid, waak ek oor my besigheid, nie almal remoer my besigheid nie, en nie almal doen wat hulle wil doen nie, ek is waaksaam in wat ek doen, dit wat die Here my hand gegee het, ek staan op 'n muur en ek is 'n wagter, that's what we do. Jy lê nie in slaap, dat iemand anders jou werk doen nie. Nee my dierbare, dis nie waak en bid nie. Jy moet nugter word, jy moet wakker word, jy moet alert word in die Gees in. So mag die Here jou vandag seën. Vat hierdie boodskap, neem hom aan, drink hom, gaan lees Johannes 5 en dat die Gees van die Here jou oortuig van wat die waarheid is vir jou en vir my. Die Here seën jou.